Goeienaand, dis Sondag aand en is net na 6. Ek groet julle op hierdie redelike koel herfsaand hier uit Kreersdorp uit. En is vanaand vir my voorreg net om ook 'n kort woord met ons te deel. So ja, ons gee 'n oombliekie kans vir nog 'n paar mense om te join en dan kan ons sommer wegval. Vanaand spesifiek het die Here op my hart gelê om te praat oor Heilige Gees 4 en die tema is steek weer die vuur aan. Goeienaand my skat, baie welkom. Geen net nog so 'n oomblik vir 'n paar mense om te join. Goed. Goeienaand Madeleine, baie welkom. Soos ek gesê, die tema vanaand is steek weer die vuur aan. Hi Annelie, baie welkom. Goeienaand Estie, baie welkom. Hi Chantal, baie welkom. Ons gee net nog so 'n oombliekie net vir die live. Goeienaand Johanna, baie welkom. Goeienaand Leandra, baie welkom. Almal is welkom, soos ek nou dalk nou sê, nie vir spesifiek sê baie welkom nie, jy is steeds welkom hoor. Goeienaand aan Piet, goeienaand aan die Phyllis, hi Lucas, goeienaand Janelie, baie welkom vir almal. Alright, so vanaand se tema is steek weer die vuur aan, maar voor ons wegval met die woord, kom ons sluit net ons oë. Goeienaand aan die Sharon en aan Piet, baie welkom. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het, Here, net om stil te kan word vir U vanaand, Here. Dankie vir hierdie woord, Vader. Dankie, Here, dat U Heilige Gees met ons werk en bedien, Vader, dat U self die saad in ons harte saai en op die regte tyd sal laat opkom, Vader. En dankie, Here, dat ons weet, U is totaal en al in beheer. Dankie, Heilige Gees, dat U ook beweeg in elke huis, Here, en mense aanraak, Here, waar U 'n bepaalde afspraak het vanaand in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, so dat sommer 'n hele klomp mense nog aangesluit. Lelani, baie welkom, Johan Kutser, baie welkom, almal wat ingeskakel is, baie welkom. Alright, so vanaand praat ons oor Heilige Gees 4 en spesifiek is die tema steek die vuur aan. Nou, ons teksvers kom met Handelinge 2, vers 1 tot 4, en daar staan, en ek lees ons uit die Amplified uit, dis my keuse, my voorkeur, ekskuus nie my keuse nie. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly a sound came from heaven like a rushing, violent wind, and it filled the whole house where they were sitting. There appeared to them tongues resembling fire, which were distributed among them, and they rested on each one of them, as each person received the Holy Spirit, and they were filled, that is, diffused throughout their being with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues, en in hakkies staan daar different languages, as the Spirit was giving to them the ability to speak out clearly and appropriately. Nou, ja, goeienaand vir almal wat ingeskakel het, ek sien die Venter sit ook gerapporteer, ek is bly, Pastor Venter, julle is nie laat nie, maar baie welkom ook aan julle en elkeen ander. Nou, daar's 'n groot verskil tussen 'n vuur wat brand en 'n vuur wat net rook. Nou, fisies kan almal saam met my stem, 'n vuur wat brand is baie anders as 'n vuur wat net rook, maar geestelik is dit net so. 'n Vuur wat brand, geestelik, 'n persoon wat geestelik aan die brand is baie meer effektief as 'n persoon wat net geestelik rook. Waar jy net die vlamme, nie die rook trek, ekskuus, nie die vlamme nie, want as jy rook, dan kom maar net rook en daar's die vlamme nie, ekskuus. Nou, baie mense leef geestelik nie, soos kole wat besig is om koud te word, my keel kry koud want dit is koud. Baie mense leef geestelik soos kole wat besig is om koud te word, nie? Hulle gaan nog kerk toe, hulle bid nog soms, hulle lees hulle Bybel, maar die vuur is net nie meer dieselfde nie. En spesifiek in daai persoon se lewe was daar 'n tyd wat aanbidding vars was, wat gebed natuurlik was, wat die woord vir daai persoon lewendig was, en wat daai persoon se passie vir God ongelooflik sterk was. Maar met die druk van die lewe, teleurstelling, sonde, life happens, uitputting, moegheid, wêreldse afleiding, het daai vuur begin warm raak, of daai vuur het begin dof raak. Maar vanaand wil die Here ons spesifiek herinner, die Heilige Gees het gekom as 'n vuur.
nie as 'n gekoue godsdienst nie as 'n dooie tradisie nie as 'n blote emosie nie, maar dit het gekom as 'n hemelse vuur, nie? Want hierdie hemelse vuur moet harte verander, dit moet mense reinig, dit moet geloof aansteek en dit moet krag gee. Nou, die kerk het beslis nie nog programme en iets op die skedule nodig nie, maar beslis meer die vuur van die Heilige Gees. Nou, die vuur van die Heilige Gees bring God se teenwoordigheid. Nou, dwars deur die Bybel openbaar God homself dikwels deur vuur. Ons dink aan Moses met die brandende bos, Israel wat in die woestyn gelei word deur 'n vuurkolom, né? En Elia wat vuur uit die hemel sien val uit. En dan ook waar ons gelees het in ons teksvers op Pinksterdag waar die Heilige Gees gekom het soos vuur. Nou, die vuur simboliseer nommer 1 God se teenwoordigheid. Dit simboliseer sy heiligheid en dit simboliseer sy krag. En soos ons nou gelees het, toe die disippels in die boot vertrek was, het alles verander toe die Heilige Gees gekom het. Want mense wat bang was, het ewe skielik vrymoedigheid ontvang, né? Mense wat weggekruip het begin preek. Hoekom? Omdat die Gees van die Here hulle aangeraak het. En ons grootste behoefte vandag is nie glad nie vermaak nie, ekskuus. Ons grootste behoefte vandag is nie vermaak nie, maar ons grootste behoefte is die teenwoordigheid van God. Want een oomblik in God se teenwoordigheid kan 'n gebroke hart genees. Dit kan 'n verslaafde bevry. Een oomblik in sy teenwoordigheid kan 'n koue hart aan die brand steek. En een oomblik in sy teenwoordigheid kan 'n nuwe lewe bring. Nou, vuur, suiwer. As ons nou maar dink aan die proses van goud wat gerefine word, né? Die Heilige Gees vuur reinig ons, want vuur suiwer. Wanneer goud deur vuur gaan, soos ek nou gesê het, word die onsuiverhede uitgebrand. So ook werk die Heilige Gees in en deur ons lewens, want partykeer wil ek nie die krag van die Here hê, ons wil die goddelike krag hê, maar ons wil nie die reiniging van God hê nie. Ons wil seën hê, ons wil salwing hê, ons wil oorwinning hê, maar ons wil nie altyd afstand doen van sonde nie, né? Ons wil nie altyd afstand doen van ons trots nie, ons wil nie afstand doen van ons bitterheid nie, ons wil nie afstand doen van, hierdie is 'n grootte, van compromise nie, en ons wil nie afstand doen van ongehoorsaamheid nie. Maar die feit is nie, wanneer ek en jy in aanraking kom met God se vuur, reinig dit. Want die Heilige Gees wys vir ons dan 'n verkeerde gesindheid. Dit wys vir ons versteekte sonde. En dit wys vir ons goed wat tussen my en tussen die Vader staan. En dit gebeur nie om ons te vernietig nie, maar dit gebeur sodat ons nader en nader en nader aan Jesus kan beweeg. Nou, Hebreërs gaan ook verder en sê, ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Nou, wanneer ons naby die vuur van God kom, kan ons nie dieselfde bly nie. Ek wil dit net weer sê. Wanneer ons naby die vuur van God kom, of wanneer ons die vuur van God ontvang, kan ons nie dieselfde bly nie. Nou, die vuur van die Heilige Gees gee krag, né? As ons maar net kyk in die woord, voor Pinkster was Petrus 'n bangjan gewees. Hy het Jesus verloon by 'n vuur. Maar na daai Pinkster, na daai ontmoeting in die bokamer met die Heilige Gees, staan dieselfde Petrus op en hy preek met vrymoedigheid. Wat het verander? Die Heilige Gees. Ek en jy kan nie ons Christelike lewe leef sonder die Heilige Gees nie. Daar's baie mense wat probeer in hulle eie krag leef, daar's baie mense wat probeer in hulle eie wysheid werk, en daar's baie mense wat in hulle eie vermoë probeer operate of dien, maar geestelike oorwinning kom nie deur menslike krag nie. Geestelike oorwinning kom nie deur menslike krag nie. Nou, Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees. So, die vuur van God, die vuur van die Gees gee vir ons die krag om versoekings te weerstaan. Dit gee vir ons krag om aan te hou. Dit gee vir ons krag om te getuig. Dit gee vir ons krag om lief te hê. Dit gee vir ons die krag om te kan vergewe. En ek en jy moet besef dat wanneer die Gees van God werk, doen gewone mense buitengewone goed vir God, né? Wanneer die Gees van God werk, doen gewone mense buitengewone dinge vir God. Ek probeer op 'n ander plek lees hier, so ek sien Pastoor Dani sê, vertrou die Heilige Gees, moet hom nie probeer verstaan nie, vertrou hom net, dit is so waar.
Nee, en hierdie vuur moet bly brand, want Paulus sê vir Timotheus, nee, in 2 Timotheus 1:6, wakker die genade van God weer aan. Met ander woorde, moenie die vuur laat doodgaan nie. Moenie die vuur laat doodgaan nie. Maar ja, soos ek nou gesê het, life happens en goed gebeur, en ons verloor partykeer daai vuur. Nou, hoe verloor mense daai vuur? Nommer 1, is deur geestelike nalatigheid, is deur kompromie, is deur 'n gebrek aan gebed, dis deur 'n wêreldgesindheid, dis deur afstand van God, dis om nie 'n verhouding met God te hê nie. Dit als veroorsaak dat ek dan nou ook, daai vuur verloor. Ja, en 'n vuur wat nie gevoed word nie, gaan doodgaan. Jy kan maar dink as jy 'n braaivleisvuur maak, as jy nie genoeg hout of as jy met charcoal opsit nie, as jy nie daai vuur by voed nie, gaan hy homself smoor. Nou daarom, 'n vuur wat nie gevoed word nie, gaan dood. Daarom moet ons bly bid. Ons moet die woord lees, ons moet in aanbidding bly, ons moet in gehoorsaamheid leef, ons moet 'n verhouding met die Here nastreef en ons moet tyd in die Vader se teenwoordigheid deurbring. Nou wanneer hout of vuur gegooi word, brand dit baie sterker. Nee, jy weet ons nou, jou vuurtjie gepak en jou aangesteek en die vlammetjies kom en wanneer ons meer en meer hout pak, maak jy groter en groter bonfire. Nou, dit is ook so wanneer gelowiges wat naby Jesus leef, want dit laat die Jesus vlammetjies, die vlammetjie in my aansteek en die vlammetjie in my helder laat brand. En dit kan ook weer teweegbring dat ek met my Jesus vlammetjie en iemand anders in my binnekring kan aansteek. Maar ek hardloop dit nou vooruit, ekskuus. Nee, die wêreld het mense nodig wat brand vir God. Ons lewe beslis in 'n wêreld vol donkerte, 'n wêreld vol geweld, vol verwarring, vol depressie, vol hopeloosheid en hierdie is nog 'n profound ene, geestelike leegheid. 'n Wêreld vol van geestelike leegheid. En die wêreld het nie nog koue Christene nodig nie. Die wêreld het mense nodig wat vol is van die Gees. Die wêreld het mense nodig wat in goddelike liefde lewe. Die wêreld het mense wat nodig wat in passie, met passie, in passie en deur passie, in aanbidding en in worship aan die Vader se voete leef. En die wêreld het mense nodig wat beslis nie skaam is vir Jesus nie. Nou soos ons begin het, of gelees het aan die begin, toe die vroeë kerk met die Heilige Gees vervuld is, het die wêreld verander. Ekskuus, ek voel my stem wil so 'n bietjie opraak. Maar toe die vroeë kerk met die Heilige Gees vervuld is, het die wêreld verander. Nie deur politieke mag nie deur rykdom nie. Maar die wêreld het verander deur mense, hoor mooi, deur mense wat gebrand het vir God. Nou, een persoon wat brand vir Jesus kan die hele huis, 'n hele gemeenskap of gehele nasie beïnvloed. En gelukkig vir my en vir jou, wil God vanaand weer daai vuur aansteek, want miskien voel jy koud, miskien voel jy geestelik koud, miskien voel jy moeg, miskien voel jy droog, miskien voel jy ver van God af. Miskien het teleurstellings jou vuur geblus, of miskien het sonde jou passie gesteel. Miskien het die bekommernis van die lewe jou geestelik uitgeput. Maar die goeie nuus is, die Heilige Gees kom en hy wil daai vuur weer aansteek, nie? Want God het nie opgegee op jou nie. Kan ek dit net weer sê? God het nie opgegee op jou nie. Die Here soek steeds mense met oop harte. Hy soek steeds siele wat honger is vir hom. En hy soek nog steeds mense wat 'n begeerte het om 'n verhouding met hom te kan hê. Nou, as ons nou gou alles moet opsom wat ons vanaand gesê het is, wanneer die vuur van die Gees val, verander harte, kettinge breek, geloof word lewendig en Jesus word verhoog. Jesus word verhoog. Ons het meer nodig as net godsdiens, Ons het meer nodig as net kopkennis. Ons het die vuur van die Heilige Gees nodig. Mag ons nie net tevrede wees met 'n lauwarm geloof of met koue aanbidding of met oppervlakkige Christendom nie. Maar mag God vir ons elkeen weer 'n passie gee. Mag God weer sy heiligheid in elkeen van ons herstel. Mag God in elkeen van ons geloof versterk en mag God in elkeen van ons sy vuur in ons harte aan die brand steek. Mag ons elke dag bid, Here, laat u vuur weer brand in my. Iets baie profound wat ek ook nou lees wat Pastor Dani sê is, die wêreldse vuur bring sonde, maar die Heilige Gees vuur bring die ewige lewe.
Hoe awesome is dit nie, net. Amen. En ek bid regtig dat die Here vir ons sal wys op elke plek in ons lewens waar ons daai vuur nodig het. Dalk is dit totaal en al overall van die persoon wat ek is, net sodat ek sy vuur kan ontvang, sodat ek vir hom kan brand. Amen. Ek bid regtig dat ons elkeen net weer die Heilige Gees vuur sal ontdek in ons lewens en dat ons met die regte hout sal met die regte hout sal voed, sodat die regte vuur sal opkom. En dat die water van die wêreld nie ons vuur sal blus nie, maar dat ons die lewendige water in ons sal ontvang, in Jesus naam. Amen. En kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Vader vir die gawe van die Heilige Gees, Here. Dankie Here dat U by ons is, dat U om ons is en dat U oor ons is, Vader. En dankie dat U die vuur gebring het wat reinig, wat herstel en wat versterk, Vader. Ons bely, Vader, dat ons soms koud en geestelik moeg raak. Vader, ons vra dat U ons weer sal net passie sal gee. Ons bid, Here, dat U weer die vuur in ons harte sal aansteek, Vader, dat U vir ons 'n passie, 'n nuwe passie vir worship sal gee, 'n nuwe passie vir gebed en 'n nuwe passie vir U woord, Vader. Ons bid dat U ons sal vul met die krag van die Heilige Gees, sodat ons ook 'n lig vir U in hierdie wêreld kan wees, Here, en dat ons lewens kan brand vir Jesus, Vader. En dankie, Vader, vir hierdie nuwe week wat voor lê, Here. Dankie dat ons ook 'n onbekende week in 'n bekende God se hande kan plaas, Vader. Dankie vir die bloed van Jesus wat ons bedek en die engele wat ons omring. Dankie, Here, dat U ons bemoedig, dat U ons versterk en dat U vir ons die energie en die krag gee om dit wat hierdie week voor lê, Here, ook te kan aanpak in en deur U krag en in en deur U wysheid, Here, en met U goddelike vuur. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, amen, amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Geseënde aan verder. Totsiens.